Geleenthede kan klein begin. Die media is geneig om aan ons die gedagte te probeer verkoop dat groter is altyd beter en mooier. Dis eenvoudig nie waar nie. Ja, daar is tye wanneer groter, beter, mooier kan wees, maar groter kan ook 'n massiewe mislukking wees. Altyd groter wees kan jou lam lê om te begin met jou nuwe droom. Altyd groter wees kan jou onnodig skuld laat maak om 'n illusie te gee van groter is beter en dit dompel jou net al hoe dieper in skuld soos jy probeer bybly. Altyd groter wees kan jou in 'n posisie stel waarin jy nie jou verpligtinge kan nakom nie en gevolglik in die moeilikheid kan kom. Nou God se volk het destyds gedink dat die nuwe tempel wat hulle bou daarom baie sleg afsteek teen die tempel wat hulle gehaat het, en dit was die groter en mooier tempel wat koning Salomo gebou het. Toe herinner God sy volk by monde van die profeet Sagaria in Sagaria 4 vers 10, moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Die mense sal bly wees wanneer hulle sien Serubabel gaan aan met die bouwerk. God wil sy volk help verstaan, as jy getrou is in die klein dingetjies, kan God daardeur groot dinge doen. Die grootte van die tempel gaan nie bepaal hoe groot God kan doen in en deur hulle nie. Hulle moet net getrou wees aan God. Nou dieselfde beginsel geld vir ons. 'n Aantal klein treetjies is die begin van die paadjie teen die berg op. 'n Aantal klein treetjies begin die momentum wat nodig is om 'n droom in vervulling te bring. Ons moet onthou dat ons breine altyd ingestel is daarop om energie te probeer bespaar. So wanneer ons die doelwit te groot aandui, dan sny ons breine uit en dan wil ons breine energie bespaar en dan stel ons eenvoudig uit. Maar wanneer ons dit as doelwit in klein treetjies aandui, dan voel ons breine nie oorweldig nie en dan het ons nie rede om uit te stel nie en doen ons die klein dingetjies tree vir tree tot by die groot ding of waar ons moet uitkom. So geleenthede kan begin met klein dingetjies. Moenie die dag van klein dingetjies gering skat nie. Leef geïnspireerd.